Ja, soos ek reeds genoem het, ons jaartema groei in goeie grond en vanoggend fokus ons weer op die goeie grond van gawes. En net om onsself weer so bietjie te oriënteer oor wat 'n genadegawe is, lees ek die definisie van Dominee Dirkie van der Spy wat hy in die boek 12 sleutels tot geestelike groei skryf. Hy skryf: 'n genadegawe is 'n geskenk van God wat hy deur sy gees in ons werk om God se seën vir iemand deur ons te gee. Deur die genadegawes vloei God se seën en liefde na ander om hulle geestelik op te bou en te help. Gawes is 'n vermoë wat 'n mens nie uit jouself het nie, maar wat jy ontvang het ter wille van die uitbou van God se koninkryk. Ons moet elkeen maar net God se posbodes wees, wat God se geskenkpakkies dra en dit gee vir mense vir wie God dit bedoel het. Wat 'n voorreg is dit nie om koeriers te wees, die van julle wat gereeld by Takealot of aanlyn goeders bestel, daai koerier wat vir jou hierdie pakkie bring. Ek en jy, sê Dominee Dirkie van der Spy, is sulke koeriers, sulke posbodes wat die goeie gawes van God by mense aflewer wat hy dit voorbestem het. En daar is verskillende sulke geskenkpakkies. As 'n mens deur die Nuwe Testament lees jy van baie gawes wat die Here aan sy kinders gegee het om by ander mense te gaan aflewer. Baie plekke, dink aan Romeine 15, dink aan 1 Korintiërs 12, waar lyste sulke geskenkpakkies genoem word, die gawe van om te dien, van om onderrig te gee, die gawe van leierskap, die gawe van om mense op te beer, sommige wat die geskenkpakkie het van 'n sterk geloof, dat as jy nie op 'n punt in jou lewe is en jou geloof begin te wankel, dat die Here iemand vir jou gee, iemand vir jou stuur om vir jou daardie geskenkpakkie van 'n sterk geloof by af te lewer, woorde van wysheid, die gawe van genesing, soveel gawes wat genoem word. En wanneer Paulus skryf oor die gawes wat in 'n gemeente funksioneer, dan gebruik hy gereeld die beeld van 'n liggaam, dat elke ledemaat in jou liggaam het 'n spesifieke funksie. Al dink jy dit is hoe klein en ongering, elkeen het 'n funksie. En so kan niemand ooit dink hy is te gering of te klein nie. En kom ons lees vanoggend hoe Petrus skryf oor die gawes, hoe dat hy skryf onder leiding van die Heilige Gees, hoe ons moet dink oor hierdie geskenkpakkies. Ons lees 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Dien mekaar met julle gawes. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars, as goeie posbodes, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Tot sover ons skriflesing, dit is die woord van die Here, mag dit aan ons harte geseën wees. Ons teksvers vers 10, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen
na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Vanoggend se tema is, dien mekaar met God se veelkleurige genade. Dien mekaar met God se veelkleurige genade. Wanneer Petrus in ons teksvers skryf, ons moet goeie bedienaars wees van God se veelvoudige genade, daardie woord veelvoudig kan ook vertaal word met veelkleurig. Dit is 'n woord wat jy kan vertaal met iets wat bont is, iets wat gevarieerd is, iets wat uiteenlopend is. En dink byvoorbeeld net aan Namakoland se blomme. Wie van julle gaan hierdie jaar blomme kyk? Laat ek sien, wie van julle het al gaan blomme kyk? Hulle sê die blomme is bietjie vroeg. Wat 'n belewenis om dit nie te sien nie, plate en plate veelkleurige blomme. Dink ook aan 'n lappieskombers. Verskillende lappies van verskillende kleure wat saam in mekaar gewerk word en dit is een veelkleurige bontheid. So is God se genade, sê Petrus. Dit is veelkleurig, ryk, kleurvol. En dink bietjie aan ons gemeente se brandglasvensters. Ons is geseënd met pragtige brandglas, hierdie grootte en daar in die voorportaal. Dit is 'n mosaïek van veelkleurige glas. Tel bietjie hoeveel kleure sien jy? Rooi, blou, geel. En elke stukkie glas dra sy eie besondere kleur en saam vorm dit een groot pragtige kunswerk. Ons brandglas is nie net iets moois nie, maar dit is eintlik 'n prentjie. Hierdie is eintlik 'n prentjie van wie ons as gemeente is en waarin ons as gemeente steeds telkens meer en meer moet groei. Op ons eie is ons elkeen maar net 'n los stukkie glas. Maar wanneer ons saam is en Jesus se lig deur ons skyn, dan word God se veelkleurige genade sigbaar. Geen een stukkie glas kan die volle prentjie wys nie. Elkeen van ons dra 'n ander kleur van God se genade. Elke stukkie glas is nodig, van die kleinste tot die grootste. Een van die groot stukke glas kan nie vir een van die kleintjies hieronder sê, jy is onnodig, ons het jou nie nodig nie, ons kan sonder jou klaarkom. Nee, ons het mekaar nodig dat die mosaïek van God se genade sigbaar word in die wêreld en ook sigbaar word teenoor mekaar. Ons teksvers sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. En daarmee sê Petrus, dat elkeen van ons het 'n gawe ontvang. Daar staan nie net sommiges nie net party nie, daar staan moet elkeen. En dan staan daar na mate. Petrus sê nie, indien jy 'n gawe ontvang het nie, maar na mate jy 'n gawe ontvang het. En dit is die uitgangspunt van die hele Bybel, dat elke gelowige het 'n genadegawe ontvang. Om te sê, jy het niks om te bied nie, is so goed om te sê dat God 'n fout gemaak het in sy brandglas mosaïek. Jy het 'n spesifieke rol te speel sodat die prentjie van Christus volledig kan wees. In ons teks skilder Petrus verskillende aspekte van hoe hierdie veelkleurige genade moet ontvou. En kom ons delf vanoggend in hierdie teks in. Die eerste aspek wat Petrus sê is, dien mekaar want die tyd is min. Hy begin hierdie gedeelte met vers 7 wat sê,
die einde van alles is naby. Die einde van alles is naby. Daarom dien mekaar, want die tyd is min. Daar is min dinge wat 'n mens so regop laat sit, wanneer jy hoor die tyd is min. Wanneer jy in 'n dokter se spreekkamer is, en hy vir jou sê, die tyd is min, hierdie operasie moet plaasvind. As jy op 'n lughawe is, en jy jou vlug vertrek oor 'n paar minute, en jy's nog in die boarding gate, dit is 'n vreeslike gevoel daai. Ek en my vrou het met ons vlug daarna in Israel toe, het 'n vlug gemis, juis omdat die tyd vir ons al hoe minder geraak het om op daai vliegtuig te kom. 'n Eksamen wat môre is. Wanneer die tyd min is, verander mense prioriteite. Die onbelangrike dinge val weg en jy fokus op hierdie een saak wat nou hier voor jou is. Waarop fokus Petrus wanneer hy vir die gemeente skryf, die tyd is naby, die einde is naby, die tyd is min. Hy fokus op diens en liefde. Petrus sê in soveel woorde, dat ek en jy moet dien, ek en jy moet lief hê, asof daar nie 'n môre is nie. Ek en jy moet dien en lief hê, asof dit dalk vandag die laaste dag is. Paulus skryf aan gelowiges wat verstrooid gewoon het in Klein-Asië, vreemdelinge in 'n vyandige wêreld. Gelowiges wat gelei het bloot omdat hulle Christene was. En in so 'n wêreld kon dit maklik gebeur het dat jy as gelowige in jou dop kruip, dat jy na binne draai, elkeen vir homself, jy oorleef self op jou eie, sorg vir jouself. Maar Petrus sê die teenoorgestelde. Hy roep hulle op, omdat die tyd min is, lewe na buitekant toe. Wees gerig op mekaar. Petrus sê dat omdat die tyd min is, moet die kerk op haar beste wees. En hoe lyk 'n gesonde kerk met min tyd op hande? Dis 'n kerk wat mekaar dien met die veelkleurige genade wat God aan elkeen van hulle gegee het. Dit is die eerste aspek wat hy uitlig, dien mekaar, die tyd is min. Die tweede is, dien mekaar in liefde. Vers 8 sê, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Dit is betekenisvol dat Petrus eers praat oor liefde, voordat hy 'n entjie later praat oor die gawes, want liefde gee betekenis aan gawes. Paulus waarsku in 1 Korinte 13 dat as ons gawes beoefen sonder liefde, dat dit 'n baie gevaarlike ding is, want dan kan dit begin gaan oor jouself, jy wat hierdie wonderlike gawe ontvang het. En dit kan gebeur dat ons selfs in die kerk kan begin kompeteer as dit kom by gawes. Soos dit in die gemeente in Korinte gebeur het, dat die gemeentelede wat uitsonderlike gawes gehad het, soos genesing en spreek in tale, daardie gelowiges het begin dink, hulle is beter as die ander, en het op ander begin neersien. En dan waarsku Paulus in 1 Korinte 13, dat as jy enige van daai gawes beoefen sonder liefde, dan word jy 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal. Petrus skryf in vers 8, bo alles moet julle mekaar lief hê. Liefde is met ander woorde nie een prioriteit tussen 'n klomp ander nie. Dit is die prioriteit wat al die ander dra. Die liefde bind alles saam. En dan skryf hy, ons moet mekaar hartlik lief hê. Let op die woord, hartlik. Nie maar net lief hê nie,
maar hartlik lief hê. Die woord wat hy gebruik vir hartlik is ook vurig. Jy kan dit vertaal met ons moet mekaar vurig lief hê. En dit is een van die mees intenste woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word om liefde mee te beskryf, dat ons as kinders van die Here mekaar vurig en hartlik moet lief hê. Lukas gebruik dieselfde woord vir vurigheid wanneer hy skryf waar Jesus in Getsemane besig is om te bid en sy sweet soos bloeddruppels word, dan staan daar dat Jesus met groot erns, met groot vurigheid, kan 'n mens dit vertaal, gebid het. En dit wys net op hierdie intensheid van die liefde wat ons teenoor mekaar moet hê. Ons liefde moet groot erns wees teenoor mekaar. Daar moet 'n dringendheid wees. Ons moet mekaar van harte vurig lief hê. Hoekom? Want lees wat sê die teksvers, want die liefde bedek baie sondes. Liefde kies om te vergewe. Liefde kies om ruimte te maak vir ander se foute. Jy kan baie moeilik iemand dien wanneer jy fokus op daai persoon se foute. Dis feitelik onmoontlik om iemand anders te dien as jy daai persoon nie kan vergewe nie. En daarom moet ons mekaar van harte vurig lief hê, want liefde is die goeie grond waaruit die gawes, die veelkleurige gawes van God groei. Dan sê Petrus, dien mekaar deur gasvryheid. Vers 8, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Gasvryheid is waar liefde prakties word. Gasvryheid in die vroeë kerk was nie 'n geringe saak nie. Reisende gelowiges wat vervolg is, wat moes vlug, wat alles verloor het, was dikwels aangewese op die deure en die tafels van medegelowiges. Gasvryheid het werklike koste beteken. Geld, kos, tyd, plek. En let dan op die woorde wat Petrus daar byvoeg. Hy sê, wees gasvry sonder om te kla. Petrus het geweet, diens kos iets. En dat murmurering baie maklik kan insluip. Dat selfs die mooiste dienswerk word waardeloos, word kleurloos wanneer dit gedoen word met 'n gemor en 'n gekla. God het ons geroep nie om met lang gesigte te dien nie, maar met 'n veelkleurige liefde in ons harte. Maar gasvryheid gaan nie net oor 'n oop deur nie. Gasvryheid gaan oor 'n oop hart. Gasvryheid het alles te doen met verhoudings. En dit is waar die gawes van God groei. Binne verhoudings waar ons ruimte maak vir mekaar, gasvry is in alle opsigte teenoor mekaar. Dan die volgende aspek wat hy noem is, dien mekaar as goeie bedienaars. Hy gebruik die woorde goeie bedienaars. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen die ander dien. Die woord wat hier gebruik word vir bedienaars het 'n spesifieke betekenis gehad in daardie tyd. Dit het die betekenis gedra van 'n huisbestuurder. Dit was gewoonlik 'n betroubare slaaf wat aangestel is om die hele huishouding te hanteer. Selfs die ander slawe was onder sy bestuur gewees. Dit was amper soos Josef in Potifar se huis, dat Josef wat 'n slaaf was, is later aangestel as die hoofhuisbestuurder. Niks in die huis het aan daardie bestuurder behoort nie. Hy was slegs 'n rentmeester
van die eienaar se besittings. En dit het hom natuurlik aanspreeklik gemaak. Hy moes aan die eienaar verduidelik hoe die gawes, hoe die middele gebruik is. En wanneer Petrus sê dat ons sulke bedienaars is van God se gawes, herinner hy ons daaraan dat die gawes wat ons van hom ontvang het, dat dit nie ons in is nie. Dis nie ter wille van onsself om ons beter te laat vertoon nie. Dit gaan nie oor jou nie. God is die eienaar, jy is slegs die bestuurder. Jy moet dit uitdeel aan die res van die huishouding van God. Ons is net rentmeesterkanale van God se gawes. En dan voeg hy by, wees goeie bedienaars van hierdie veelvoudige genade. Met ander woorde, jy moet voortreffelik wees om hierdie geskenkpakkies uit te deel. Jy moet dit met uitnemendheid doen, met toegewydheid. Wees 'n goeie bestuurder van dit wat God aan jou toevertrou het. Nog 'n belangrike aspek is dat Petrus in vers 11 skryf dat daar 2 hoofmaniere is waarop ons mekaar moet dien. Die 2 hoofmaniere is deur woordgawes en diengawes. Woordgawes waar baie van ons die vermoë, die gawe ontvang het om te kan praat, en die diengawes wat gaan oor dade wat jy met jou hande dikwels verrig. En dis nie 'n kwessie van die een of die ander nie. Die Here het aan baie van ons albei gawes gegee, woordgawes en diengawes. So die een is nie belangriker as die ander nie. Vers 11 sê, as iemand die gawe ontvang het om te preek, nou dadelik moet ek sê, dit gaan nie net hier oor 'n predikant op 'n kansel nie. As iemand die gawe ontvang het om te preek, God se woord te bring, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God hom verleen. Eerstens, die woordgawes. 'n Woordgawe is die vermoë wat die Heilige Gees aan sommige mense gee om sy waarheid verstaanbaar oor te dra, het sy deur die gesproke woord of die geskrewe woord. En dit sluit 'n hele verskeidenheid van bedienings in. Dink maar aan iets soos evangelisasie en getuienis. Natuurlik is dit ons almal se werk, maar sommige mense is op 'n besondere manier geseën met evangelisasie en om getuienis te bring. En dit is om die goeie nuus van Jesus op 'n duidelike en 'n verstaanbare manier aan buitestanders te bring. 'n Woordgawe soos kennis of wysheid. Dit is om in moeilike, ingewikkelde omstandighede die insig te hê wat God gee en om sy wil te kan onderskei. Woordgawes soos onderrig en lering, soos iemand wat 'n kategese onderwyser is of 'n klein groep leier wat God se woord kan oopbreek, prakties kan oopbreek. Woordgawes soos woorde van bemoediging, die vermoë om iemand se moed te herstel deur 'n diep gesprek of deur 'n eenvoudige WhatsApp boodskap vir iemand te stuur. En let op, hoe moet hierdie gawe gedoen word? As iemand die gawe het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. Met ander woorde, jy praat nie uit jou eie nie. Jy kom nie met jou eie menslike wysheid en opinies nie. Jy is maar net God se mondstuk wat hy gebruik. En daarom speel gebed so 'n belangrike rol as dit kom by woordgawes, want ons moet altyd in kontak bly met die Here. Iemand het eendag gesê, praat eers met die Here oor mense, voordat jy met mense praat oor die Here. Praat eers met die Here oor mense, voordat jy met mense praat oor die Here.
En dan die tweede hoofmanier waarop ons kan dien, is deur diensgawes. Die vers sê, as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag van God wat God verleen. Die woord wat Petrus hier gebruik vir dien is die woord diakoneo, en jy kan hoor waar die woord diaken vandaan kom. Dit gaan oor praktiese werk, dikwels onsigbare werk wat agter die skerms gedoen word. Dit gaan oor dinge soos handewerk. Dankie vir 'n werkersgroep manne wat hier by die kerk gereeld kom help. Dit is jou gawe. Die gawe om reëlings te kan tref. Die gawe van finansiële bystand. Die gawe van om jou talent te gebruik, van om te sing of om mooi musiek te maak, om die gemeente mee te dien. Die grootste gawes is baie keer nie om te praat nie om iets te sê nie, maar om bloot stil langs 'n siekbed te staan, stil teenwoordig te wees by iemand wat in nood is. Soms is die waardevolste gawe wat jy kan gee, nie om met iemand te praat nie, maar om agter die skerms vir daardie persoon te bid. Tyd wat jy op jou knieë vir hulle afstaan. Dit is noodsaaklik om te onthou dat die woordgawes is nie belangriker as die diensgawes of andersom nie. Die predikant wat preek is nie belangriker as die diakens wat na die tyd die tee misloop. Het julle agtergekom die diakens is nie by die tee nie? Hulle is besig om die geld, die dankoffers te tel. Die predikant wat preek is nie belangriker as die dames wat die tee skink en moet opwas na die tyd nie. Ons elkeen is uniek geskep en jy het jou onvervangbare kleerstukkie ontvang in God se groot mosaïek. Petrus voeg 'n belangrike voorwaarde by en dit is, as jy dien, moet jy dien met die krag wat God verleen. Dien met die krag wat God verleen, want dis menslik om moeg te raak. Selfs die mees toegewyde Christen kan uitgeput raak in jou diens. As jy die Here dien of jou medemens dien uit jou eie krag en uit jou eie reserves, dan gaan jy baie gou moedeloos raak en jy gaan selfs uitbrand. En ons het dit al gesien in die gemeente, dat mense wat soveel gee op 'n stadium raak hulle net weg en verloor hulle hierdie innerlike krag wat hulle gehad het. Petrus herinner ons dat God nie net die een is wat die gawes gee nie, hy is ook die een wat die krag gee om dit te kan uitvoer. En soms kan dit gebeur dat jou vlammetjie begin laag brand. Soos met Timoteus, 'n jong kerkleier wat onder druk was. Sy vlammetjie het laag begin brand en dan skryf Paulus vir hom in 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, om hierdie rede herinner ek jou dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, weer soos 'n vuur moet aanblaas. Timoteus kry die opdrag, blaas jou genadegawe aan soos 'n vuur. Wanneer jy voel dat jou vlammetjie laag begin brand, moenie ophou dien nie, maar keer terug na die bron toe. Blaas die vuur van jou gawe weer aan, deur gebed en deur afhanklikheid, sodat jy kan voortgaan om te dien met die krag wat God jou gee. En die laaste aspek is, dien mekaar om God te verheerlik. Dit is die einddoel van alle gawes. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus. Dit is die einddoel van elke gawe om Jesus te verheerlik. Wanneer die wêreld daar buite kan sien, hier is 'n kerk wat dien, hier is 'n kerk wat gasvry is, wat hulle welkom laat voel, dan word Jesus verheerlik.
Wanneer iemand deur jou liefde vertroos word, dan word God verheerlik. Wanneer iemand deur jou gebed versterk word, dan word God verheerlik. Wanneer iemand deur jou bediening nader aan Jesus kom, word God verheerlik. Elke gawe, hoe groot of hoe klein, hoe sigbaar of onsigbaar, bestaan om een rede, en dit is om God te verheerlik. Ons het 'n pragtige kerkgebou met pragtige brandglasvensters, iets baie uniek en baie kosbaar, maar mag ons onthou dat elkeen van ons 'n stukkie van die kleur van God se veelkleurige genade ontvang het. Of dit 'n woord is wat bemoedig of 'n daad wat dien, mag ons tot sy eer en verheerliking met woord en daad mekaar dien met sy veelkleurige genade. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die ryk, veelkleurige genade waarmee U ons daagliks oorlaai. Dankie dat U vir elkeen van ons 'n unieke gawe toevertrou het. Vergewe ons waar ons selfsugtig met ons tyd en gawes omgaan. Vul ons met U Gees, sodat ons mekaar opreg en met vreugde sal dien. Laat ons woorde en ons dade U naam verheerlik. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.